Welkom by hoofstuk 8 van Kunskap. In hierdie hoofstuk kyk ons na wat moet ek doen as ek teruggeval het, seer gekry het, in sonde beland het. Hoe staan ek op en hoe probeer ek weer? Hier is die laaste hoofstuk van Kunskap. Ons het in die vorige hoofstuk gekyk na Galasiërs 6 vers 1 en ons kyk net weer want dit is van toepassing op hierdie hoofstuk. As iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En dan is die groot waarskuwing wat Paulus gee. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Die Bybel leer in Jeremia 17 vers 9 dat die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? En ek en jy moet agterdogtig wees van ons eie hart. Ons moet ons eie hart ondersoek voor die Here en seker maak dat ek koester nie sonde in my hart nie. Nou, daar's 3 tipe sonde waarmee ek en jy in hierdie lewe kan sukkel. Die eerste tipe sonde is 'n sonde van onkunde. Dis sonde wat ek nou doen, wat ek nog nie weet werklik sonde is nie. En die Heilige Gees gaan ons nog daarvan oortuig. Nou, kom ek verduidelik dalk net wat is sonde. Sonde is enige iets wat my verhouding met die Vader laat skade ly, of my verhouding met mense laat skade ly. Nou, jy kan gaan kyk, dink gou 'n bietjie terug terwyl ons hier sit, dink terug aan 'n keer waar daar onvrede was tussen jou en die mense om jou, of selfs tussen jou en God. En as jy mooi gaan dink daaroor, gaan dit altyd terugkom na 'n wortel toe wat sonde is. Iets wat ek doelbewus verkeerd gedoen het, wat ek weet is nie reg nie. En dit belemmer my verhouding met die Here, of dit belemmer my verhouding met mense. Somstyds is daar 'n gebrokenheid, omdat iemand anders sonde gedoen het. Maar baie keer is dit onkundige sonde. Nou, ons kan nie eintlik baie meer hieroor praat nie, want onkundige sonde is per definisie dit. Ek weet nog nie dis sonde nie. Maar jy kan solank na jou lewe kyk. Daar waar goed skeefloop, waar daar onvrede is, daar gaan die Heilige Gees vir jou wys, daar's iets wat nie reg is nie, wat reggestel moet word. So dis die eerste tipe sonde. Die tweede tipe sonde is hardnekkige sonde. Dis die sonde wat ek voel elke dag het ek 'n stryd mee. Ek weet dit is verkeerd en ek wil oorwinning kry, maar elke dag as ek daarby kom, dan voel dit of ek terugval in my ou gewoontes. En solank ek en jy aanhou veg en aanhou opstaan, elke oggend die stryd aansê, dan is ons op 'n goeie plek. En ek wil jou aanmoedig, dalk sukkel jy met hardnekkige sonde in jou lewe. Sonde wat jy weet jy moet oorwinning kry, maar jy's nog nie daar nie. In die naam van die Here wil ek jou aanmoedig om aan te hou veg teen dit. Nou bring ons by die derde tipe sonde, en dit is hardkoppige sonde. Dis sonde waar ek die stryd gewonne gegee het. Ek het besluit, weet jy, dis maar nou wie ek is, ek is so gebore, so getoe en so laat staan, ek gaan nie verder hierteen stry nie. Dis die gevaarlikste tipe sonde, want dit is sonde, dit hoef nie eers verskriklike groot sonde te wees nie, maar dis sonde wat ek al vanaf sê, weet jy, ek gaan nie my oorwinning in Christus opneem hier nie, en ek gaan net hierdie sonde maar net uitleef. En daai belemmer my verhouding met die Here, en daai belemmer my verhouding met mense. Ek en jy moet 'n toewyding maak om vir die res van ons lewe in oorlog te wees met ons vlees. Ek wil jou uitdaag om nie die duiwel elke keer te beskuldig wanneer daar sonde in my lewe is nie. Wanneer ek sonde doen, moet ek eerlik voor die Here staan en sê, Here, u woord sê, geen versoeking wat bonatuurlik is, het ooit oor my gekom nie. Saam met elke versoeking wat in my lewe kom, Vader, is u getrou, deur die Gees gee u ook die uitkoms. En ek moet dit glo, en ek moet dit vat aan die Here, om te weet, hierdie is 'n stryd teen my eie vlees, en ek kan oorwinning kry deur die Heilige Gees. En dit is die goeie nuus. Die goeie nuus lees ons in 1 Johannes 5 vers 4. Enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor hierdie wêreld behaal het, is deur ons geloof juis in Jesus Christus. So, dalk sit jy hierso, jy kyk hierdie video, en jy het teruggeval in sonde. En dalk het jy hardnekkige sonde, 'n sonde wat jy regtig sukkel om mee te breek. Dalk is jy besig met hardkoppige sonde, jy het eintlik al opgehou veg teen dit. Ek wil vir jou uitdaag om die volgende 4 stappe te neem in jou lewe. Stap nommer 1, staan op, staan voor die Here, bely jou sonde, bekeer daarvan en laat dit staan. En weet jy, al moet jy dit môre weer doen, dan doen jy dit môre weer. Die groot ding is dat jy bly op hierdie stryd. Dat jy weet, totdat jy hierdie stryd nie gewen het nie, gaan jy aanhou saam met die Here. Bely dit, bekeer daarvan en laat dit staan. Elke oggend sê vir die Here, Here, hierdie sonde is nie reg nie, u wil dit nie vir my hê nie, ek is jammer daaroor, en ek weet, u gee my oorwinning deur die Gees. Help my om vandag in oorwinning te leef, en vat dit stap vir stap. Nommer 2 is, maak reg. As jou sonde mense laat seer kry, moenie net jammer sê nie, maar gaan maak dit reg. Gaan wees diensbaar.
gaan doen fisies iets om dit reg te maak. Deur om dit te doen, wys jy 2 dinge. Eerstens is dat jy regtig jammer is, en nommer 2, dat jy werklik jouself leer, dat ek wil nie dit weer doen nie, want dis nie reg vir die Here nie. Stap nommer 3 is maak weer 'n nuwe toewyding. 'n Nuwe toewyding aan die Here en 'n nuwe toewyding aan mense. Dit is so, wanneer my sonde uitkom, dan doen dit my reputasie skade. Maar onthou, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. En my sonde wat ek hardkoppig en hardnekkig vol stoom mee aangaan, dit doen skade aan my getuienis. En hier's waar ek 'n nuwe toewyding moet maak voor die Here, om te sê, Here, hierdie ding wil ek nie meer hê nie. Ek wil 'n toewyding aan U lewe. En dit bring ons by die 4de stap, en dit is, keer terug na die gesin toe. Ek sien keer op keer hoe mense onttrek van hulle Bybelstudie, hulle onttrek van hulle selgroep, hulle onttrek van hulle gemeente, omdat hulle voel dat hulle kan nie teruggaan nie. Baie keer is hulle skaam, baie keer raak hulle skaam kwaad, en hulle gaan vind fout, en hulle fout by die mense, want hulle wil nie alleen die blaam dra nie. Moenie dit doen nie. Gaan terug na die gemeente toe. Hou aan om deel te wees. Ek weet, baie keer dan voel ons word veroordeel. Maar weet jy wat? Meeste van die kere is dat ek wat myself veroordeel. Meeste van die kere voel ek almal kyk vir my, maar niemand kyk vir my nie. Meeste van die kere voel ek, maar daai oud nou weer dit gesê, dis gelaai. En dis net nie waar nie. En al is dit waar, jy is nie betrokke by die gemeente omdat jy hulle wil tevrede stel nie. Jy is betrokke by die gemeente omdat jy God wil tevrede stel. En dis hoekom ek en jy opstaan. Nou, hier wil ek stop. Dis die einde van ons Bybelstudie, dis die einde van hierdie reeks, ons is by die laaste hoofstuk, maar ek wil vir jou 'n gebed doen, dat die Here vir jou oorwinning gee. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie dat U 'n God is wat oorwinning gee. U gee vir ons oorwinning oor sonde, U gee vir ons oorwinning oor hierdie wêreld. Daar's geen rede hoekom ons moet aanhou voortploeter in ons sonde nie. En ek kom vra Here dat U vir my sal oortuig, en die kykers sal oortuig, dat daar oorwinning is in U, dat ons daai tree sal gee, bekering, dat ons sal bekeer en sal opstaan, en dat ons hierdie stryd sal stry in U. Dankie vir die oorwinning. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Dis hy. Dis die einde van kunskap. Dis die einde van tree 3. Indien jy enige vrae het en jy wil met ons kontak maak, die e-posadres gaan hier op die skerm verskyn. Maak met ons kontak. Ons wil graag hoor van jou. Ons wil graag jou terugvoer hoor en hoor hoe jy groei en hoe die ding op jou pad werk en hoe jy vorentoe gaan. Ons is nou klaar met stap nommer 3 in 21 tree. Die volgende tree is ontdek 101 gemeente wees. In hierdie hoofstuk gaan ek vir jou verduidelik hoe ek aktief deel kan wees van my gemeente waar ek is. Baie dankie dat jy hierdie reeks klaar gemaak het. Sien jou by die volgende video.